Ek eien myself die kroon toe van Juanita se grootste aanhanger, vandat ek al jonk is, het ek al haar goeters dopgehou en altyd die statistieke gekyk en. So ek's baie trots op my ma, maar ek dink sy het van die begin af vir ons gevra, is dit wat julle wil doen vir my en my sussie, wil julle sing? En omdat ons so lief is vir musiek, het ons 'n onomwonde ja gesê. En sy het toe vir ons gesê, jy weet, julle moet bewus wees van die uitdagings wat daar is, en deurlopend is sy en my pa baie goeie mentors deur die hele proses. En ek dink vir my en Franja is die grootste uitdaging om ons eie stempel af te druk. Ek dink daar's definitief baie voordele uit die kennis van die bedryf, en mense het definitief 'n voorsprong vir iemand wat van scratch af begin. So ek sou sê daar's definitief daai voordele, maar die uitdaging is om jou eie stempel af te trek, om jou eie pocket te kry, soos wat hulle in Engels sal sê. Daar is nie 'n resep nie, daar's nie 'n manier hoe ek nou vir iemand kan sê wat dalk deur dieselfde gaan, hoorie, doen dit en dit en dit en dit nie. Wat ek wel vir jou kan sê, is jy moet vashou aan God se woord. En ek dink vir my was dit belangrik om te weet, hierdie is nie die einde nie. Daar is weer 'n môre, daar is weer geleenthede wat kom. En toe Provider se woorde wat ek toe gehoor het 'n bietjie later in daai jaar was, till the ocean runs dry, my God is my provider. En dit het vir my baie beteken. En dan gaan net so side note wat ek altyd op my konserte ook sê is, die woorde van I believe that you are able, I believe that you are good, is iets wat my soos 'n koue emmer water getref het, want ek het besef dat ek nie altyd glo dat die Here goed is nie. Omdat ek so baie vra het, en hoekom Here, hoekom ek, hoekom dit, en toe besef ek glo nie altyd dat die Here 100% goed is nie. En toe ek dit eers gaan vasmaak in my hart en in my gees, toe het baie dinge vir my verander. En ek het, soos ek op die vorige antwoord ook gesê het, ek het toe besef dat ek nie hoef bang te wees nie. Ek hoef nie met vrees deur die lewe te gaan nie. Ja, ek gaan nog foute maak, almal van ons gaan nog foute maak. Ja, ek gaan probably nog mense seermaak, en mense gaan my seermaak, net soos almal van ons elke dag, maar dit in die gesig staar. Maar daar's een ding wat ek weet, dit is die oorlog is reeds gewen. Hierdie is 'n tydelike, die materialistiese goeders is tydelik, dit wat ons hier ervaar is tydelik. Wat belangrik is hoe ons deur die lewe gaan, hoe ons mense hanteer, en dit wat ons in die skatte wat ons in die hemel bymekaar maak. En dit was vir my belangrik gewees om eerstens te fokus op vrede en vreedsaamheid, en net om my lewe te geniet. Ek dink die druk wat die samelewing op ons sit is regtig net te erg. Jy hoef nie alles te bereik wat die samelewing in die wêreld vir jou sê jy moet bereik teen wat sy ouderdom, want dit is ekstra druk wat ons op onsself sit. Geniet jou lewe en geniet dit saam met die Here, dis al wat saak maak.